Baie welkom by ons YouTube erediens. Heerlik om jou saam met ons te hê. En my gebed is dat die Here regtig 'n boodskap vir ons almal sal hê. Ons praat vandag weer oor Paulus uit die brief Galasiërs. En is wonderlik om so die reis saam met hom Handelinge toe dit vir ons vertel en al die briewe wat hy skryf om die reis te volg. En my gebed is dat hierdie spesifieke fokus wat op die werk van die Heilige Gees gaan, soos wat ons in Galasiërs kry, dat dit regtig vir jou iets sal beteken. Ons het natuurlik vandag 2 eredienste, ook in die kerk. Ons het 9 uur nagmaalsdiens en ons het ook 10:30 het ons doopdiens. In die kerk is wonderlik om daar die Here saam te kan aanbid, om fisies in mekaar se teenwoordigheid te wees. En dis natuurlik oop vir almal. Volgende week is daar weer 'n diens 9 uur. Julle moet net inskryf teen Woensdag by Liesel. Dan, ons is steeds besig met die Kermisprojek, Esme Dorfling, Karen Becker, hulle vat voordag. Hierdie week is dit Jaffels en pannekoeke, R20 en R5 onderskeidelik. En julle moet teen Woensdag inbetaal en julle bestellings natuurlik plaas. En dan Vrydag kan julle dit by Brewerweg 14 gaan aflaai. Dit is Vrydag by 14 Brewerweg, waar Karen Becker se huis is. Ons het natuurlik nog steeds die behoeftes, kos en klere. Klere kan julle aflaai by Boknerstraat 6 by Jaco en Annemarie Barnard. En die kos kan julle aflaai by Total for You. Sy lysie is op die webtuise beskikbaar, ook aan hierdie preek se webbydra en dan ook by Elsie Nelson en by Cecile Lategan, Derde Laan en by die spreekkamer vir Elsie. Dan die noodfonds is natuurlik nog steeds, is dit moontlik om daar voorby te dra. Ons het nog steeds mense wat ons help en ons wil vra dat julle daar sal bydra. Ons skakel in by die laerskoolkategese, of vir die laerskoolkategese skakel ons in by die geloofsalfabet van Dominee Tania Botha. En vandag is dit die letter I in haar geloofsalfabet. Waar verstaan dit? Dit staan vir identiteit in God en daar is ook 'n baie lekker klei wat van conditioner gemaak word. So gebruik die 10 minute aanbieding om te luister saam met jou kind en dan ook die aktiwiteite daarna uit te voer. Vanaand is ons informele erediens, gaan dit oor die verhouding met die omgewing. Ek gaan self dit hanteer. En ek sluit 'n bietjie by die 4de industriële revolusie aan. Gesels 'n bietjie oor die revolusie van data en hoe dit met vorige revolusies verband hou. En probeer dan kyk nou, wat sê die Bybel daaroor? En dis was baie verrassing om net weer te sien hoe deeglik die Bybel alreeds reg in die begin, eerste blaaie van Genesis, al dinge sê wat verband hou met hoe ons met die omgewing moet omgaan. So kom luister vanaand oor die 3 woorde wat ek graag op die tafel besit het, Genesis 1 en 2, wat vir jou sal help om jou verhouding met die omgewing, om dit te kan bepaal. Onthou die Bybelstudieboek wat jy kan aflaai om die reis saam met ons met Paulus te onderneem. Dis op die webtuise beskikbaar gratis en jy kan elke week dan, so wat ek hier preek die Sondag nou vandag oor Galasiërs preek, dan kan jy in die week kan jy Galasiërs, kan jy Bybelstudie doen oor. As jy 'n klein groepe wil werk daarmee, is jy ook baie welkom. Teken sommer nou in by die YouTube kanaal, dis die rooi subscribe knoppie. En onthou natuurlik die kleiner video weergawe wat op die webtuiste en die WhatsApp en ook by die nuusbrief beskikbaar is, ook Facebook. En daar's ook 'n notification knoppie wat jy kan druk sodat jy altyd kan hoor wanneer ons video's is en die temas kan sien en 'n bietjie kan oplees daaroor. Ek groet jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag die Here regtig vir ons saam snoer en deur sy Gees hierdie boodskap wat uit Galasiërs kom, vir ons helder en duidelik maak. Dis nou weer kindertyd. Hallo julle. Julle moet net vasbyt. Oom Jaco, julle superhero, is volgende week terug. Ons gesels vandag oor skatte en skroot. Nou, julle ken hierdie plek, dis daar so onder Something Good, daar waar die lekker draai roomhuise te koop is. En baie van ons gaan, of ons nou oud is, of ons nou jonk is, gaan ons na die strand toe. En dan vind ons daar baie mooi skatte. Hier is maar net een van daai skatte. Maar dan is daar ook skroot, dinge wat sleg is, dinge wat die wêreld besoedel. Soos hierdie wat ons daar sien
Nou, onlangs soos daar was sigaretstompies, lekker goed papiere, plastiek, nog plastiek en nog plastiek. En as hierdie skroot soos die drade, wat 'n mens baie seer kan maak. En God het vir ons die wonder van die natuur gegee, sodat ons dit kan geniet, en sodat ons hom kan prys vir al die skatte wat hy vir ons gee. Maar dan kom die mens, en dan besoedel die mens dit wat God gemaak het. En ons lees in die eerste boek van die Bybel, Genesis, die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Nou, ons kan nie regtig polisieman speel, en met mense raas, wat plastiek of sigaretstompies op die strand rondstrooi nie. Maar ons kan dit optel, en ons kan dit herwin. Herwin julle by julle huis, herwin jou ouers. Nou, hoe ons by ons huise doen, ons het 3 dromme. In die eerste drom sit ons blikke en glas en bottels. In die tweede drom sit ons plastiek. En in die derde sit ons karton en papier en dinge wat daarby pas. Dis hoe ons herwin, en dis hoe ons help dat hierdie skepping wat God vir ons gegee het, dat die skatte daarvan bewaar kan word. En ek wil hê dat julle dit ook so sal doen. So voer ons God se opdrag uit om hierdie wêreld te bewaar. Bye bye. Kom ons sing nou van die Gees wat in ons woon, in voorbereiding vir die diens, in die woord wat vir ons gaan bedien word, maar ook in voorbereiding vir die nagmaal wat ons saam gaan gebruik. Ons vier nou die nagmaal as 'n herinnering aan die kruisdood van die Here Jesus Christus, maar ook as 'n viering van ons hoop dat hy ons op pad neem na die ewige lewe, en dat ons met hierdie nagmaal, die brood en die wyn, as ware padkos kry vir die pad wat ons op pad is, saam met mekaar op pad na die ewige lewe. En ek gebruik 'n kindervriendelike instellingswoorde, en daarom die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al jou sonde. Die wyn herinner ons aan die bloed van die Here Jesus Christus, bloed wat vir ons gevloei het. Neem dit, dink daaraan en glo dat sy bloed gestort is tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes.
Hemelse Vader, baie dankie dat U ons herinner aan dit wat vir ons in die regte verhouding met U gebring het, dat U ons sondes vergewe het, dat Jesus se bloed gevloei het, sy liggaam gebreek is, sodat ons vry kan wees van die wet en van die sonde. Dankie dat ons hierdie wonderlike ervaring met mekaar kan hê en ons versterk kan word ons innerlike mens. Om die pad met U te stap, maak nie saak wat 'n uitdaging daar is nie. Dankie vir die troos van die Gees. Dankie vir die krag wat hy in ons laat ontstaan. En bid ons dat U ons regdeur tot in die lewe wat hierna kom, sal beskerm en sal bewaar. Amen. Paulus het in 'n hele paar stede van die streek van Galasië opgetree op sy eerste sendingreis, 46 tot 47 na Christus. Onder andere in Antiochië, in Pisidië, waar 'n groot aantal heidene tot bekering gekom het. Die heidene was baie bly oor die woord van God wat na hulle toe gekom het. En Lukas skryf ons, almal wat bestem was vir die ewige lewe, het tot inkeer gekom. En die woord van die Here daarom van hulle af versprei. En daar's twee baie spesifieke dinge wat van hulle gesê word. Een, dat hulle vol van blydskap was, en dat hulle vol van die Heilige Gees was. Dis die normale Christelike lewe. 'n Lewe vol blydskap en 'n lewe vol van die Heilige Gees. Is dit iets wat waar is van jou lewe? Dat daar 'n bruisende blydskap in God se teenwoordigheid is? Dat daar verwondering is oor die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe? Dat jy opgewonde is as jy die Bybel oopslaan, omdat jy die stem van die Gees daarin hoor? Dat jy die krag teen die sonde en die verleiding van hierdie wêreld, dat jy dit in jou ervaar. Want dit is hoe 'n lewe vol van die Heilige Gees is. Jy kom in die kragveld van die Gees. Jy hoor sy stem in die woord. Jy word bewus van sy krag wat jou nader trek na hom toe. Jy kry insigte in die woord wat vir jou die lewe helder en duidelik maak. Jy kry beloftes in die woord wat jy kan aangryp en wat jy kan afbid en wat jy kan bid dat die Here vervul in jou lewe. En jy kry opdragte waar die Gees jou inspann om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Dit is eintlik asof die Gees soos 'n kragveld in jou lewe begin werk. Dit is asof hy jou lewe magnetiseer. My kleinkinders speel op die oomblik met so 'n stel boublokkies wat gemagnetiseer is. En is ongelooflik hoe 'n mens van aantrekkingskrag en afstootkrag te leer terwyl jy besig is om met hierdie blokkies te bou. En die aantrekkingskrag help om die gebou stewig te maak en die afstotende kragte help dat die gebou nie verkeerd gebou word nie. Soos in hierdie video van 'n magneet. Let op hoe die een pool aantrek, dis die suidelike pool, en die ander pool afstoot, dis die noordelike pool. Die liggies, soos hulle beweeg, help jy om die vloei van hierdie magnetiese veld te kan raak sien. Daar is 'n aantrekkingskrag en daar is 'n afstotende krag. En dis hoe die lewe in die Gees ook werk. Die Gees sit 'n aantrekkingskrag in jou lewe aan die werk, wat die goddelike eienskappe aantrek, dinge soos blydskap en vrede en liefde. Ons noem dit die vrug van die Gees. En die Gees sit ook 'n afstotende krag in jou lewe aan die werk. Hy druk die sonde en die bose as ware uit jou lewe uit. En wanneer ons vol is van die Heilige Gees en sy aantrekkingskrag, dan verdiep hy ons insig in die woord van God en sy plan vir hierdie wêreld. En dan motiveer die Gees ons met die beloftes in die woord dat ons vir die Here kan vra vir vervulling daarvan. En span die Gees ons in deurdat hy vir ons die opdragte in die woord gee sodat ons daarin die Here kan dien. En op 'n soortgelyke wyse, soos ons al hoe voller word van die Gees, kom ons ook die afstotende krag agter. Stoot hy al hoe meer die sondige praktyke uit ons lewe uit. Help die Gees ons om die Satan en sy werking in ons lewe te weerstaan. En help die Gees ons om nee te sê vir die ideologie en lewenstyl van hierdie wêreld. Dis wat dit beteken om vol van die Heilige Gees te wees. Ons word gemagnetiseer. Positief, deurdat ons insigte kry, deurdat ons beloftes ontvang en dat ons opdragte nakom. En negatief dat ons die sonde en die Satan en die wêreld weerstaan. Maar hierdie krag van die Gees is iets waarvoor jy jou moet oorgee.
wat jy moet toelaat in jou lewe. Daar's 3 maniere waarop jy dit kan weerstaan. Aan die een kant kan jy dit blus, dit wil sê jy kan hoor wat God in sy gees, deur sy gees in die woord sê, en besluit jy gaan dit nie nakom nie. Dan praat ons daarvan dat jy die gees se werking in jou lewe blus. Dit is soos 'n vuur wat aangesteek word in jou, en wat jy doodgaan water opgooi, sodat dit nie, dat jy dit nie hoef te doen nie. Paulus skryf in Tessalonisense byvoorbeeld daaroor sy eerste brief. Of Paulus praat op 'n ander plek in sy brief aan die Efesiërs dat 'n mens die gees van God kan bedroef. Dit wil sê jy kan so begin gaan in 'n lewe wat nie God-erend is nie, dat jy die gees bedroef. Die gees is binne in jou, die gees is besig om jou te probeer inkry in God se genadeveld en die krag van hom aan die gang te kry. Maar jy kan hom bedroef deurdat jy patrone in jou lewe toelaat wat nie die gees en God eer nie. En dan nog erger is wanneer jy op 'n punt kom waar jy jou hart verhard. Petrus skryf op 'n punt daaroor, en ook die skrywer in Hebreërs hoofstuk 3 en 4 praat daarvan dat as 'n mens op 'n punt nie net die gees bedroef nie, maar op 'n punt kom wat jy die gees aktief teestaan, dat jy jou hart verhard, dat jy nie meer wil hoor wat God sê nie. Dat beteken doodgaan dat die blydskap in jou lewe weggaan. Dit beteken dat jy op 'n manier so begin lewe dat jy eintlik weerstandig raak teen die Heilige Gees. En dis waaroor Paulus hier skryf. Hy skryf baie dinge in die brief aan die Galasiërs. Hy skryf oor die feit dat daar nie 'n ander evangelie is nie. Hy skryf oor die feit dat dat Christus in ons woon en dat hy ons as ware van die wet en van die sonde verlos het, en dat ons die wet moet vermy, dat ons die gees moet volg, soos hy die wet in ons lewe aan die gang sit, maar dat ons nie moet in die dryfsand van die sonde ook moet vasval nie. Maar dan skryf hy in hoofstuk 5 waarop ek wil konsentreer die volgende. Maar ek sê, leef deur die gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van ons sondige aard uitvoer nie. Want ons sondige aard begeer teen die gees, en die gees begeer teen ons sondige aard. Die twee opponeer mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle ook al wil nie. As julle egter deur die gees gelei word, staan julle nie onder die toesig van die wet nie. Praktyke van ons sondige natuur is goed bekend. Dan noem hy 15 van hulle, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, en die lys is nog nie klaar nie, afguns, dronkenskap, orgies en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het. Naamlik, en ons moet dit goed hoor, dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërf nie. Maar daarteenoor, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge, sê Paulus, so al tong in die kies, is daar nie 'n wet nie. En almal wat aan Christus Jesus behoort, het ons sondige aard saam met sy hartstogte begeertes gekruisig. En dan som hy dit op en sê, aangesien ons deur die gees leef, moet ons ook volgens die gees optree. Laat ons nie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar jaloers wees nie. Nou, hoe werk dit? Paulus sê dat ons, soos wat ons voller raak met die gees, kom daar 'n krag in ons aan die werk, die afstootende krag van die gees, wat al meer die sondige praktyke in ons lewe uitdruk, wat ons help om in opstand te kom en teen die werk van die Satan in ons lewe en die skema wat hierdie wêreld op ons wil afdruk om daarteen in opstand te kom. Nou, hoe werk dit? Paulus sê, leef deur die gees, dan sal hulle beslis nie die begeertes van 'n sondige aard uitvoer nie. Hy gebruik die Griekse woord peripateo daar. Dis 'n woord wat verwandel gebruik word. Ons moet dus leer om in gelid met die gees te kom, om in die gees te wandel, om na sy stem te luister, en die pad te volg waar hy ons lei. En hoe doen ons dit? Ons laat toe dat hy ons vervul, dat ons sy stem hoor in die woord, sodat dit die deurslag in ons lewe kan gee. Maar die gees praat deur die woord,
Elke enkele woord in die Bybel het hy vir mense ingegee wat dit as die woorde van God hanteer het, en daarom noem ons die Bybel die woord van God. En wanneer ons die Gees toelaat om met ons te praat, dis dan wanneer hy begin om sy krag in ons aan die werking te sit. Dan leer ons om te leef soos wat die Bybel vir ons leer. En dan gebeur dit met jou dat jy as ware gemagnetiseer word. Dat jy die sondige praktyke afstoot en die geestelike, goddelike praktyke aantrek. En die dinge wat afstootlik is baie helder en baie duidelik. Hy praat van 3 groepe. Hy praat van moreel-etiese praktyke wat nie God-erend is nie. Dis dinge soos onsedelikheid, porneia, onreinheid, losbandigheid, dronkenskap, orgies. Hy praat van ander wat onderlinge twis en konflik bevorder. En dit is dinge wat vyandskap tot gevolg het, twis wat daar met mekaar in die gemeente is, jaloesie wat daar miskien is, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns. En dan is daar dinge wat ons getuienis in die gemeenskap seermaak. Dis dinge soos afgoderry en dis dinge soos towery wat ons verkeerde godsdienstige praktyke navolg. Maar daarteenoor maak die Gees ons vol van aantreklike dinge. 3 groepe van 9 geestelike gedragspatrone. As die dinge wat jou binnekant nuut maak, liefde, blydskap, vrede. Daar is die dinge wat die gemeente help. Dis dinge soos geduld, vriendelikheid en goedheid. En daar is die dinge wat die gemeenskap verander. Getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En Paulus herhaal hierdie opdrag net in 'n ander woorde in vers 25 wat hy sê, aangesien ons deur die Gees leef, dit is die Gees het ons tot lewe gebring, moet ons ook volgens die Gees optree. En die Griekse woord wat hy hier gebruik vir optree, stoigeia, het dieselfde betekenis as die peripateo, die wandel in die Gees. Want dit beteken doodgewoon dat jy jou gedrag deur die Gees laat bepaal, dat jy doelbewus die standaarde wat die Gees in sy woord vir ons stel navolg, dat jy in gelid kom met die Gees se leiding binne die gemeenskap van gelowiges, en die Gees se standaarde navolg, en dit alles wat ons doen laat bepaal. Dis wat dit beteken om vol van die Gees te wees, om sy blydskap te ervaar, om as ware gemagnetiseer te word. Positief sal dit in jou lewe beteken dat daar insig te kom, waarin jy kan agterkom hoe God is en hoe God werk, en dat 'n mens daai insigte kan gebruik in jou daaglikse lewe. Dit sal wees dat jy opdragte daarin raak sien, sodat jy God kan navolg om 'n verskil in die wêreld te maak. En daar kan beloftes wees wat vir jou dinge is wat God vir jou sê, wat jy kan navolg en wat jy vir jouself kan toeëien en kan afbid van die Here dat hy dit in jou lewe vervul. So dis die krag van die Gees wat die goddelike eienskappe aantrek en wat jou in liefde en vrede en in blydskap laat leef. Maar dan is daar ook die negatiewe kant waar die sonde en die Satan en die skemas van hierdie wêreld afgestoot word, sodat jy vry bly daarvan, vry bly van die sonde, dat jy nie weer 'n slaaf daarvan word nie, maar dat jy werklik in die blydskap en die vryheid wat die Gees bring, kan leef. En my gebed is dat jy hierdie week baie goed sal dophou hoe jy leef, dat jy die Gees sal vra om sy kragveld in jou in die gang te sit, om die dinge aan te trek wat nodig is om vir hom te kan lewe, en die dinge af te stoot, wat nie vir hom eer nie, en wat nie deel is van sy pad, wat hy met jou wil loop nie. Dis die lewe, in die kragveld van die Gees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil U maar net kom eer as die God wat alles doen in ons lewe. Wat die krag van die Gees in ons lewe aan die gang sit. En wat ons aan die een kant help om die suigkrag van die sonde te ontkom. Maar aan die ander kant ook so vol maak van die Gees. So vol maak van die blydskap en die liefde en die vrede. Dat ons vir U in hierdie wêreld as 'n skynende lig kan leef. As iemand wat die evangelie aantreklik maak, sodat ander mense ook die woord van U self kan hoor, die stem van die Gees kan hoor in die woord, sodat hulle ook tot inkeer kom en U kan dien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Jy kan die Here nou dien met jou liefdegawes, SnapScan is op die skerm, en dan ook natuurlik die EFT,
Baie mense gebruik dit nog, meeste mense gebruik dit nog, en jy is welkom om daar jou dank vir te gee. En ons luister nou na Evelyn Lots, wat vir ons een en ander vertel oor haar bediening. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Môre gemeente, ek sien julle kom ook nou weer by mekaar. Mag die Here julle seën daarin. Dit gaan goed hier by my. Ek wil sommer met julle deel wat Vrydag tydens die internskap opleiding gebeur het. Ek is besig om sommer net 'n fondasie te lê rondom jeugbediening en die waarde van ware verhoudings met jong mense. So ek het die materiaal van Willow Creek waarin hulle die Beworth Factor gespeel. Die Beworth Factor is nogal iets waaraan ek redelik glo en ek het nog altyd probeer om my eie bediening daarop te skroei. Ek wou toe ook dit oordra aan die interns. Ek was nogal verstom, verras, het die Here regtig my hart aangeraak tydens die bespreking wat ons tussenin gehad het. Een van die jong oukies, Tanaka, hy is van Zimbabwe, het regtig emosioneel, dit het net emosies binne hom losgemaak met die aanhore van die boodskap daar. En dit het net losgemaak sy eie behoefte en honger na mentors en rolmodelle en vaderlike leiding wat hy self het. So ek bid dat die Here daai mentor vir hom sal gee, maar dit het my ook net weer herinner aan daar's 'n klomp jong mense in ons gemeente wat ook dieselfde behoefte het, en ook met jong mense wat ek nou al ontmoet het en leer ken het in die dorp, weet ek ook, dit is 'n groot behoefte vir hulle. En so binne die gemeente bid ek dat die Here daai visie sal net kom losmaak binne die gemeente se leierskap en mense wat al 'n pad met die Here geloop het, dat hulle net daai verantwoordelikheid sal opneem om daai pad met jong mense te loop. Ek wil ook sommer net ook vir julle aanmoedig om in sulke verhoudings met jong mense in te tree, die wat binne julle area van invloed is. So daar is dit. Dis wat ek op my hart het. Lekker dag vir elkeen van julle. Bye! Where you go, I'll go. Where you... Kom ons sing nou van die krag van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, laat jou in sy kragveld hierdie week lewe. Amen.